Goeiedag en baie welkom by sessie 17 van module 4. Nou in hierdie sessie praat ons nog verder oor die versorging van jou eie binnewêreld. Miskien wonder jy waarom ons nou so lank stil staan daarby. Maar dit is 'n verskriklik belangrike deel in mense gebedslewe. As jou binnewêreld slordig is, as jy emosioneel onstabiel is, dan beteken dit jy groei nie geestelik nie, jy word nie emosioneel volwasse nie, jy word nie geestelik volwasse nie. En vir 'n onstabiele emosionele mens is dit baie moeilik om te bid, want jou emosies speel dan so sterk met jou. En almal van ons weet hoe ons reaksies baie dikwels vir ons op 'n, amper kan ek sê, op 'n trip kan neem, waar ons onsself verskriklik jammer kry, of verontreg voel, waar ons goeie sê, soos, hoe durf daai een so iets van my sê of dink, of wie dink hy is sy, of al hierdie goeders wat ons so sterk laat reageer. En ons praat baie daaroor, omdat dit vir ons tekens is, aanduidings is, dat ons nie emosioneel gesond is nie, dat dit aandag nodig het. Nou in hierdie sessie verwys ek veral ook na die werk van Robert Weeks, wat 'n baie kostelike boekie geskryf het, Simple Changes, wat hy stap vir stap ook vir mense begelei om te sê, watter tipe veranderinge is nodig, sodat jy baie meer emosioneel en geestelik volwasse kan leef. En een van die goed wat hy aanroer in die boekie is die versorging van jou binnewêreld. En dat hy sê, ons het ruimte nodig daarvoor. Ons het nodig om tyd te maak, om te gaan stilstaan, te reflekteer en na te dink oor wat met ons gebeur het, hoe ons daarop reageer het, en wat dit eintlik vir ons wil sê, wat ons daaruit kan leer. Hy noem dit innerlike versorging, dat jy moet leer om jouself innerlik te versorg. Want as jy nie 'n gesonde, innerlike, emosionele lewe het nie, is dit baie moeilik om 'n gesonde verhouding met God te hê. Jou emosies speel dan net te veel met jou rond. En dit is baie moeilik om met God werklik gesprekke te hê, terwyl jy rondloop met woede, of bitterheid, of angs, of vrees, of wat dit ook al mag wees in jou binneste. Nou daar is verskillende geestelike tradisies, wat ook die Bybel op verskillende maniere lees en interpreteer. Die Jode self het by die teks omgegaan nie op 'n oppervlakkige lees nie. Hulle het gesê daar is 4 lae van betekenis in die teks. En daarom het hulle baie tyd spandeer om na die teks te luister, om dit te ontdek, om dit te ontgin. En een van die baie bekende lae van betekenis gaan oor die metaforiese, die simboliese. Dat verhale geskryf is om ook 'n geestelike waarheid aan ons oor te dra, wat baie belangrik is. Nou ek weet, daar is baie teoloë wat baie versigtig is hiervoor, want 'n mens kan baie maklik goed in die Bybel inlees. Maar tog is daar ook in metafore en allegorieë wel waarde, as 'n mens wag op die Here en vra vir duidelikheid en insig. Nou een van hierdie tradisies het byvoorbeeld gewerk met die hele beeld van die tuin van Eden, en waar God ons opdrag gegee het om die tuin te bewerk en te bewaak. En dit dan van toepassing gemaak op die tuin van jou lewe, jou binnewêreld, wat bewerk en bewaak moet word. En dat dit baie belangrik is om hierdie tuin van jou daagliks te versorg. Anders raak dit slordig, anders raak dit deurmekaar, en jy weet hoe vuil goed in 'n tuin kan oorneem. En dan raak dit net baie moeilik om enigstens waarde daaruit te ontvang. En een van die maniere waarop jou tuin versorg word, veral op dae wat jy nou konflik beleef het, miskien gesprekke gehad het waar jy dit verloor het, goeders gesê het wat jy nie moes sê nie, of selfs net gedagtes oor mense gehad het wat jy weet, dit is nie goed vir jou nie, dit is nie goed vir jou verhouding met God nie. Hy sê om te gaan sit en dan daaroor te dink en bewus te word daarvan, dink wat het gebeur. En om dan jouself in God se teenwoordigheid te stel en daardie gesprekke weer van vooraf oor te hê. Maar nou in God se teenwoordigheid, nou in afhanklikheid van God.
Nou wat jy besef, jy het miskien te vinnig gepraat, jy was te haastig, jy het goed gesê wat jy nie moes sê nie, of wat jy eintlik nie wou sê nie, maar jy het dit in die oomblik verloor, om terug te gaan, en te gaan vra, Here, wat sou ek kon sê, wat wou u, wat was op u hart, wat moes ek sê? En daardie gesprek in jou kop met daai persoon weer oor te hê, en jou tuin skoon te maak, om daardie vuilgoed wat uitgekom het uit te trek, en een kant toe te plaas en weg te gooi, en 'n volwasse gesprek met die persoon te hê. En dis 'n manier waarop jy deur emosies kan werk, en goeders kan afhandel. En dis ook iets wat jou in staat kan stel, om moontlik na daardie persoon toe terug te gaan, en te gaan verskoning vra. Te sê, jy's jammer, en te sê wat jy eintlik wou gesê het, of moes gesê het. So jy kan self hieroor nadink, en ek glo jy sal kan insien, dit gaan nie maklik wees nie, maar dit 'n baie doeltreffende manier kan wees, om jouself voortdurend emosioneel te versorg. Want jy kom in God se teenwoordigheid, jy bedink wat in jou lewe gebeur het, hanteer dit alles vanuit sy teenwoordigheid, vanuit die insig wat die Gees gee, vanuit die kalmte en die vrede wat die Gees gee, vanuit die liefde wat God dan in jou hart laat na vore kom, en waar jy dink daaroor, maar hoe kan ek hierdie ding hanteer vanuit die liefde van God wat in my kom woning maak het? So ek hoop nie, jy raak moedeloos daaroor dat ons so baie hieroor praat nie. Jy kan sien hoe hierdie gedagte van die tuin jou weer terugbring na God toe, terugbring na gebed toe, terugbring om daarna toe om jou lewe, jou binnewêreld voor God oop te stel, om bewus te word daarvan, om dit te hanteer, om dit nie net te onderdruk nie. Want die groot probleem met emosies en gevoelens wat onderdruk word, wat nie hanteer word nie, wat ons net daar een kant wil stoot, wat ons voel, maar dis verkeerd, dis sondig, ek moet dit nie hê nie, en jy ontken dit en onderdruk dit, is dat dit opbou. Dit gaan nie weg nie. As dit nie hanteer word op 'n geestelik volwasse manier, wat jy dit erken en voor God bring nie, dan gaan dit iets word wat jou liggaam begin aanval, wat jou begin siek maak. Op allerlei ander maniere gaan dit na vore kom. So dit is en bly belangrik om dit te hanteer. En daarom is daar verskillende maniere. Jy kan ook soms, wanneer jy so 'n emosie beleef wat baie sterk is, wat jy voel, jy kan net nie ontslaa raak daarvan nie, verwelkom dit. Dit is 'n ander manier. Daar word gepraat oor die welkomgebed. Sê welkom dat jy hier is. Welkom dat jy iets onder my aandag wil bring. Maar ek wil hê, ons moet nou na die eienaar van hierdie huis toe gaan. God is die eienaar van hierdie huis of hierdie tuin. En ek wil jou na hom toe neem, en gaan vertel vir hom, wat jy nou ervaar en beleef. En dat hierdie emosie amper soos 'n persoon behandel word, wat jy in God se teenwoordigheid bring, om die kans te kry om vir God te sê, wat hy wil sê, of sy wil sê. En dan te luister, hoe reageer God daarop? En dan op hierdie manier daardie emosie echt te hanteer, en dan te sê, nou maar goed, onthou, dis God se huis, en die manier waarop jy optree, is dan nou nie regtig welkom in sy teenwoordigheid nie. Jy kan nou maar weer gaan, ons sal jou verskoon. En dit is ook 'n ander manier, om jou binnewêreld te versorg, en te leer hoe om sterk emosies te hanteer. Maar moet dit nie net wegstik of ontken nie. Dan noem ek ook net aan die einde van hierdie sessie, dat ons ook bewus moet bly daarvan, dat daar ander redes kan wees vir emosionele onstabiliteit of emosies wat baie moet in rondspeel. Almal van ons, dink ek, is bewus daarvan, dat daar sekere persoonlikheidstipes is, wat vinniger ontsteld raak, dat daar mense is wat, daar word baie vandag gepraat van neurodiversiteit, mense op daardie spektrum, wat meer op die autistiese vlakke is, mag dalk baie meer emosioneel sterk reageer. Ook baie keer vrouens in hulle middeljare kan baie sterker emosies beleef, of in hulle maandelikse siklus kan dit gebeur. Daar is baie ander faktore wat 'n mens ook moet weet. Ek moet daarvan bewus wees, en dit kan ek ook na God toe bring, en moet hom daaroor praat,
daardie faktore is dan nie noodwendig verskoning vir onvolwasse optrede of gedrag nie. So wanneer jy bewus is daarvan dat daar sulke faktore is wat 'n rol speel, is dit miskien goed om dit ook met 'n dokter of met 'n terapeut te bespreek en te hoor of daar nie ook ander maniere is waarop dit hanteer kan word nie, hoe jy dit in jou geval kan hanteer. Maar ek dink en ek glo nog al die tyd om enige emosionele ding wat vir jou ongemaklik, ongerieflik is, waarvan jy bewus word, is dit 'n baie goeie manier om dit met God self deur te praat en met hom te hanteer en te hoor wat op sy hart vir jou is, juis rondom dit. Dit werk altyd genesend, dit is altyd bevrydend, dit bring jou altyd nader aan 'n meer volwasse lewe. Baie dankie dat jy weer saam geluister het.